Goeiemôre Suid-Afrika, 3 April, 1500 Bravo, tyd van hierdie berig. Ek is Monley Botha, Koppelstero se korrespondent, lewendig hier uit Amerika uit Nashville vanoggend. So, die oorlog se stand op die oomblik, president Trump het baie duidelik gemaak, die oorlog hou aan tot die objectives voltooi is. Dit gaan nie bepaal word deur politikuste of die media of enigiemand anders of selfs Iran wanneer die oorlog stop nie. Hy sal die oorlog voorthou en 'n meer intensiewe strikes doen op Iran tot hy verseker dat die objectives verseker is. Die eerste 2 objectives is reeds voltooi, verwoes die weermag, die active weermag, die vloot, die lugmag, jy weet, lugafweerstelsels en daai diepe ding. Dit is al lankal teruggedoen, baie vroeg in die oorlog. Aan die ene is verhoed hulle om 'n nukleêre wapen te bou wat redelik ver is. En dan aan die ene is om te verhoed dat hulle weer kan opbou, so arsenaal kan opbou. So dit is die laaste paar stappe. So ons sien duidelik waarop Iran in die laaste 47 jaar al hulle geld spandeer het. Nou dat ons sien dat nou na 5 weke, waarvan hulle meeste van hulle weermag verwoes is, hulle nog steeds die vermoë het om paar missiele en drones te lanseer wat hulle onder bankers wegsteek. Daai plek is baie groot. Iran is 'n baie groot land met honderde en honderde ondergrondse bankers en wat hulle gebou het oor die tyd in grotte, waarin hulle baie duidelik duisende en duisende missiele en drones en goed gebou en weggesteek het. So 'n land wat dit doen, is duidelik nie 'n land wat in vrede met die bure wil lewe nie, want jy sal nie sulke klomp duisende en duisende wapens bou, missiele, veral missiele, en one-way drones bou, as jy 'n goeie relationship met jou bure het nie. Wat nou hierdie laaste maand baie duidelik uitgekom het, hulle het geen relationship met enige van hulle bure nie, en die wat hulle gehad het is nou weg, omdat hulle besluit het om hulle eie bure ook aan te val. So, een van president Trump se objectives is die verseker dat hulle nie 'n nukleêre bom kan bou nie, of iets in naby aan dit kon kom nie. So dis dan die Iran, wat hulle het, die verrykte Iran wat hulle tans oor beskik, wat hulle self gister gesê het in 'n ander boodsberig, dat hulle het nog baie wat ons nie van weet nie. Hoe stop ons hulle om dit te bekom of te kry, so jy die grondmagte in om dit te gaan fisies uithaal, of jy dump baie plek onder die grond met groot bunkerbusters bomme. So daar's opsies om daai ouens te keer om by hulle Iran uit te kom en om hulle te keer om dit te gebruik, anders as om in te gaan en dit te vat by hulle. Of moontlike in hierdie paar weke se samesprekings besluit en hulle sal dit maar oorgee, maar ek glo nie dit gaan gebeur nie. So die fokus gaan bly op die nuclear capability van Iran, om dit in toom te hou, te blok. Intussen is Amerika het nuwe magte ingestuur, troepe en so aan, ekstra magte wat vir president Trump dan baie opsies gee. Op die 6 April is hy besluit om verder te gaan, en ons het wel gehoor gister en eergister het hy gesê dat hy definitief nog vir die volgende 2 tot 3 weke die intensie van die strikes gaan verhoog, en dit alles hang van Iran af. So hulle kan keer dit nie verhoog nie, deur voor te kom en te kom met die samesprekings, maar dit sal ons sien, dit lyk my nie hulle is lus vir dit nie. Alhoewel daar is groepe wat agteraf met Amerika praat, die een of 2 hardliners wat nog in daar is, veral die buitelandse minister van Iran, hy praat ander stories. Daar steeds baie groot onsekerheid oor die leierskap in Iran, wie is en wat in beheer, en die kommunikasie tussen die leierskap en die paar magte wat nog op die grond is. Intussen sien ons ook dat die besiege magte, die IRGC se die leer, die army ons van hulle is nou in siviele drag tussen die populasie, van waar hulle operate en van waar hulle partykeer missiele lanseer om te verhoed dat hulle getref word deur Amerika of Israel. Wat ons nou wel sien is, dit gaan vir Iran dekades vat om vir hulle weer 'n weermag op te bou, jy weet, 'n konvensionele weermag, 'n lugmag, 'n vloot, al die tipe van dinge. Dit gaan hulle dekades vat om by dit weer uit te kom.
as hulle dit toegelaat word, want nou op die oomblik sal Israel, kyk, Amerika gaan bly in die Midde-Ooste. As die oorlog stop, gaan hulle nie wegtrek terug Amerika toe nie, gaan net op hulle basis terug in die Midde-Ooste om die Midde-Ooste stabiel te hou. En Israel dieselfde, en as hulle met hulle intelligence optel, hier is hulle weer besig om nukleer of iets te probeer bou, of wapens te bou wat long range en daai goeie steed, gaan hulle maar net eenvoudig ingaan en dit stryk weer. Soos wat Israel al gedoen het in die laaste paar dekades. Elke nou en dan Iran se nukleer fasiliteite gestryk het. So dis dan die setup. Dis soos 'n kalm voor die storm op die oomblik. Die daglikse oor en weer skietery gaan aan. Maar ek dink hier kom 'n groot opbou, en moontlik gaan ons 'n groot opbou sien en 'n groot stryk sien wat die van volgende week maandag af vir nog 2 weke of so slaan nou. Maar moontlik kom hulle op 'n geskil uit intussen en dit gaan nie gebeur nie. So, dis ek dan Monnie Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.